Vriende, baie hartlik welkom. Ek hoop jy het 'n mooi dag gehad. Maar die meeste van ons net so hier en daar net gesels, een of twee wat so 'n bietjie 'n uitdagende dag gehad het, maar die wonderlike is wat 'n mens met mekaar kan deel is, as 'n mens nou terugkyk, dan sien 'n mens maar die Here was saam met 'n mens en dit wat na opdraande gelyk het op die einde toch maar toe 'n mens vir 'n mens self anders gedra. So baie welkom. Weer eens kuier na die tyd sommer so 'n bietjie saam. Dankie Cynthia vir die sop in die brood. Dankie daarvoor. Dankie daarvoor. Weer eens Elspie vir nou die aand. En ja, dan as ons vanaand dan klaar is, dan is ons 3/4 deur die week. Vir my is dit altyd 'n ding dat ek is al hier van Paastyd af, is ek al by Pinkster. En dan is daar baie werk wat gedoen moet word en goeders wat ek by moet uitkom en dan ewe skielik kan sien 'n mens wat so ver gelyk het en wat opdraande gelyk het, die word ook maar op die einde gelykbaar, omdat die Here dit so doen. Daar by die huis ook, as jy by die huis ingeskakel is, baie welkom, hoop jy het op 'n mooi dag gehad. Terwyl ons dan so sit, kom ons by die hoofde en dan vra ons van die Here ons ook elkeen vanaand sal ontmoet. Here en Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie kosbare oomblikke wat ons as gelowiges saam met mekaar in U teenwoordigheid kan beleef. Dankie dat ons U mag aanbid as Here van ons lewe. En dat ons andermaal vanaand weer teenoor U kan kom bely. Ons diepste versigtiging is na U. Al die baie dinge wat ons in ons jonger lewe na gesig het ons soos wat ons ouer geword het, dag na dag, maand na maand en jaar na jaar agtergekom, dit bevredig nie. Dit hou nie. Dit maak die lewe nie die moeite werd nie. Breek ook nie die lewe oop nie. Dankie dat ons U langs die pad kon ontmoet het. Ja, sonder dat dit 'n menslike prestasie is. Want as U ons nie eerste ontmoet het nie, as U ons nie die hand gereik het nie, dan sou ons U inderdaad nooit ontmoet het nie. Dankie dat hierdie ontmoeting wat ons met U het, vir ons op nuwe paaie wil bring en lei. Dat hierdie ontmoeting met U nie maar net 'n eenmalige gebeurtenis is nie, maar vir ons lewenslang. Die kant die graf, ook aan die ander kant van die graf, sal bybly. En so wil ons vir U kom sê dat ons uitsien na die dag wanneer hierdie ontmoeting wat ons met U hierdie kant van die graf gehad het, sal oopbreek in 'n aangesig tot aangesig
'n liefdevolle omhelsing, oomblikke wat ons vir ewig u stem fisies sal hoor. Vir vanaand bid ons dat u ons ook sal seën. Gee Here dat Jeremia 18 se beeld van die pottebakker vir ons nog so 'n stukkie meer sal oopgaan. Dat ons andermaal verbaas sal wees, stom geslaan sal word deur u grootheid, deur u innige meelewing en deur u inwoning in ons lewe. Dankie dat ons dit kan vra, sonder enige verdienste, alleenlik maar in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Ons gaan 'n lied saam sing. En dalk miskien die lied wat ons gaan sing, of meeste van ons, veral ons wat ouer is, sal die lied ken. Toe ek nou vandag die lied gaan kies het, dan gebeur dit maar onwillekeurig dat 'n mens se kop nou maar baie ver terug gaan. Ek het in 'n huis groot geword waar jy het dis amper soos die storie van Mike Skutter, wat altyd met sy kar kerk toe gekom het en toe die dominee hom daaroor uitgevra het, toe ek sê nee, hy het gesê die kar mag geen diens mis nie. En so het ek groot geword, jy het geen diens gemis nie. In die ou dae van 11:15 met die oujaarsdiens, al het ons as kinders geslaap, ons het wakker gemaak en saam kerk toe gegaan het, Pinksterdienste, so 'n ou sinkgebou voordat ons kerk gebou het, daar waar ek groot geword het, en so baie van die Halleluja liedere wat ek nog onthou en wat vir my bybly. So hierdie is een daarvan, sy woorde is so 'n bietjie anders as waarmee ons groot geword het, maar nietemin, ons gaan hierdie lied sing, en nie omdat daar 'n stuk nostalgie in hierdie lied en in die melodie opgesluit lê nie, maar in aansluiting by dit wat ons vanaand met mekaar gaan deel oor die omvorming, en daarom kan ons ook sing dat ons met blydskap in ons lewe sekerheid het oor dit wat die Here Jesus vir ons bewerk het. Ons kan net so bly sit, wanneer ons die lied saam sing. Oh,
Ek lees weer vir ons Jeremia 18 en dan net die laaste paar woorde in vers 4 wat ons vanaand of wat ek gedagtes met jou wil deel. Die woord van die Here het tot Jeremia gekom. Gaan af na die pottebakker se huis toe, ek sal daar met jou praat. Ek het nogal gewonder by die lees van die gedeelte, hoe lang het Jeremia geneem om na die pottebakker se huis toe te loop? Dalk omdat hy geweet het die Here met hom praat het, hy dalk haastig so toe gegaan, hoe ek oor die gedeelte dink, het ek dalk gedink, hoe langer of hoe stadiger het Jeremia geloop, want wat is dit wat die Here vir my wil sê? En ek weet nie of ek gereed is om te hoor wat die Here vir my wil sê. Is dit 'n oordeelsaankondiging? Wil die Here my verstop kry? Wat is die ding wat die Here vir my wil sê? Miskien het dit lank gevat. Nou ja, en as dit 'n mens nou so 'n bietjie tyd vat om gereed te maak om die Here se stem te kan hoor, nou ja, dan vermoed ek, dan sal dit 'n mens wat hoegenaamd nie skade doen nie. Want as 'n mens in afwagting lewe vir dit wat die Here vir 'n mens wil sê, nou ja, dan het 'n mens nodig om gereed daarvoor te maak en dat jy jouself miskien sal afsonder. Miskien het Jeremia dit so beleef, ek weet nie, ek lees nou maar hierin, as ons vashou aan die woord van die Here, dan en ons eendag in die hemel kom, ek weet nie waaroor gaan ons alles in die hemel praat nie, maar dalk is dit 'n vraag wat ons dan vir Jeremia kan vra. As die stof nou gaan lê, ek vermoed ons in die hemel kom, dan wil 'n mens seker almal eers gou groet en daai vreeslike opgewondenheid om daar te wees, moet net seker eers net bietjie tot rus kom.
En dan so begin 'n mens nou almal opsoek en dan kom ons nou later by die Ou Testament ouens uit en dan kan ons dalk as ons vir Jeremia raakloop vir hom vra, hoor jy, vertel vir ons van daardie dag se ervaring. Ja, dis ook nou maar net 'n aardse manier om oor die goed na te dink. Na alle waarskynlikheid as ons in die hemel kom, dan sal al die dinge vir ons openbaar wees. Maar en daar seker niks op die einde om die verkeerd kom, seker maar net so 'n bietjie te droom en te dink. Maar in elk geval, ek sal daar met jou praat. Ek is toe af na die pottebakker se huis toe en hy was juist besig om iets op die skuif te maak. Maar die ding wat hy aan die maak was by die klei, kan ek nog 'n opmerking net maak, ek gaan nie nou by die goed uitkom nie, die woorde wat hier lê, maar die ding, hoe dikwels het ek en jy onsself dalk miskien al in die lewe ervaar as sommer net 'n ding. En God werk nie met dinge nie. God werk met iemand. God werk met mense. Veral as 'n mens nou dit lees dat dit waarmee die pottebakker besig was, die klei, ek en jy is ons klei in die hande van die Here. En dit wat hy maak, is nie sommer net 'n ding. Genesis 1 praat van die wêreld voordat die Here geskep het, was 'n vormlose massa. En God het kom orde gee. So as ek en jy dalk oor ons lewe terugdink sonder God, dink ek sou ons kan sê, ons was op 'n stadium ook maar net 'n ding. Dankie Here, en ook dit wat ons vanaand op 'n manier vir mekaar gaan sê dat dit nie so is. Maar die ding wat hy aan die maak was uit die klei het misluk en hy het iets anders gemaak, en dis die woorde, soos hy dit wou hê. Toe kom die woord van die Here tot my, kan ek nie met julle doen wat hierdie pottebakker met die klei gedoen het nie, Israel, vra die Here. Soos klei in die pottebakker se hand, so is julle in my hand, Israel. Een oomblik kondig ek aan dat ek 'n nasie, 'n koninkryk sal afbreek, sal uitroei, sal vernietig. Maar wanneer die nasie hom bekeer van sy boosheid waarvoor ek hom wou straf, sien ek af van die straf wat ek oor hom wou bring, en die volgende oomblik kondig ek aan dat ek die nasie en die koninkryk sal bou en sal vestig. Maar wanneer hy doen wat verkeerd is in my oë en ongehoorsaam is aan my, sien ek af van die goeie wat ek aan hom wou doen. Soos hy dit wil hê. Nou wat ons geleentheid vanaand aanbetref, hoop ek dat die hele gedagte oor die omvorming, God self, die pottebakker, vir ons nou, wil ek amper sê op 'n nuwe pad gaan plaas. Na alle waarskynlikheid met alles wat ek in die afgelope 2 aande met julle gedeel het julle dalk miskien soos ek ook, want as 'n mens die eie ek gaan besoek en as 'n mens so in 'n worstelstryd kom met die ontdekking van die eie ek en wat hy nie net alles in 'n mens se lewe veroorsaak nie, dan vermoed ek kan dit vir 'n mens nogal so 'n bietjie in 'n gat laat beland. En dat 'n mens dalk 'n vorm van geestelike depressie kan ervaar van hierdie magdom wat verkeerd is en wat reggestel moet word. En dat ek na alle waarskynlikheid kan aanvaar dat die afgelope 2 aande waarmee ons besig was, dat soos wat ek vir julle lank besig gehou het, meer as wat ek beplan het, skuis daarvoor, maar ek bedoel dit goed, dat die enigste ligpunt net die sop en die brood
aan die einde van die aand was, maar ek hoop nie dat dit so is. So vanaand om ons dan eintlik wat ons geleentheid vir hierdie week aanbetref, dat ons by, ek wil amper sê maar by die hoogtepunt uitkom. Gisteraand en die hele ding van die eie ek, maak 'n mens die ontdekking dat dis vir mense 'n laagtepunt in jou lewe. Want die eie ek, en dis nie asof 'n mens dan nou iemand soek wat jy kan blameer vir jou eie foute en jou foutkeuse wat jy in die lewe gemaak het nie. Maar dis hoe ons mos maar as mens is. Ons het dit van die eerste mens af geërf, dat ons soek iemand vir wie ons kan blameer. Daar's 'n storie wat iemand vertel van die duiwel daar in die spesifieke dorp. Hy lê so in 'n kom en reg om die dorp is daar heuwels. En nou lê die duiwel die Saterdag aand, nou lê hy bo op die heuwel en kyk hy nou af na die dorp en daar onder in die dorp, dit gaan te kere, ouens hou partytjies en dit gaan net te lekker. En dan sê die duiwel, ja, kuier maar lekker, partytjie maar lekker, môre kry ek die skuld daarvoor. So ons wil maar altyd die skuld ergens op iemand gaan pak, maar vanaand is vir ons 'n wegbeweeg daarvan, en ek wil regtig hoop dat dit wat ons vanaand, of dit wat ek met jou gaan deel, dat ons dit sal raak beleef en raak sien. Die omvormer. Die God wat met ons besig is. Die Here wat lank voordat ons van ons eie bestaan bewus was. Nou kan 'n mens so ver teruggaan as na die begin van die wêreld en nog voor was God al op ons voetspore. En daarom is ons fokus vanaand soos hy dit wou hê. Ek weet ons is maar almal op 'n manier en by tye van ons lewe sukkel ons met die ding van ek wil so, maar die Here wil dit anders hê. En daar's tye in ons lewe wat ons aanvaar ek vrede het met, of 'n mate van vrede beleef dat ek is in die regte hand. En ek beleef myself dat die Here met my op pad is en dat dit veilig is en dat die boodskap van die Bybel vir my lewe waar is. Maar daar kom genoeg tye in ons elkeen se lewe dat ons 'n wroging het met hierdie ding van is dit wat die Here vir my lewe wil hê regtig beter? En nou ja, altyd maak 'n mens nou maar die ontdekking eers later in jou lewe as jy terugkyk, dan sien 'n mens, maar die Here het nog altyd beter geweet. Hy was nog altyd daar. Maar môre dan word ons nou maar weer goed geplan. En gisteraand het ons onder andere vir mekaar gesê uit die baie goed, so daar's net omtrent 1 of 2 goed wat ek deur die loop van die aand weer met jou sal deel. Maar een van die goed wat ons wat ek gisteraand met jou gedeel het, is onder andere dat ons vir mekaar gesê het dat die eie ek ons godsdiens so wil interpreteer en so in ons lewe na vore laat kom, dat dit altyd net 'n goed voel godsdiens sal wees. Ons het almal al mense raak geloop en dalk het ons dit al in ons eie lewe ook so beproef.
dat as jy nou nie regtig weet waar om in die Bybel te lees nie, dan laat val jy maar die Bybel op 'n sekere plek oop. Die mense het sulke kaartjies met teksverse, en dan, as hy die oggend op kantoor kom, is een van die eerste ding wat hy doen, is hy trek 'n teksvers. Partymal het dit betekenis, partymal nie. En ja, soms as dit gebeur, dat die Bybel op 'n plek oopval, wat jou nou nie so goed laat voel nie, dan blaai mense of dan probeer jy nou maar die lotto met die Bybel speel en kyk of hy nie op 'n ander plek in die Bybel beter wil oopval. Want dis hoe die eie ek werk. Om hierdie goed voel godsdiens met 'n mens daarin besig te wees. Hoekom? Omdat die gevaar is, ons wil in beheer wees. Of die eie ek wil in beheer wees. En dis die een ding in my en jou se op pad wees. En dis 'n ding wat ek het gisteraand vir jou gesê, ek is saam met jou op hierdie pad. Dis nie asof hierdie goed wat ek met jou deel vanaand, asof ek dit onder die knie het nie. Dankie Here dat hy ook maar deur hierdie gedeelte met myself ook 'n pad kon loop. En dis die lekker daarvan dat die Here altyd vars met 'n mens begin en met 'n mens op pad wees, is om die ontdekking maar net altyd te maak dat ek wil in beheer wees. Dis nie lekker om uit beheer te wees, veral ook nie met 'n mens se lewe. En as 'n storie van 'n grensbeampte, en sy werk was gewees om smokkelaars wat van die een land na die ander land om smokkelaars uit te vang. En daar was 'n man gewees wat elke dag het hy met sy donkie het hy daar verbygekom en dan met die grensbeampte nou sy goed deurgegaan en kon niks kry nie, maar elke dag gebeur. Jaar in en jaar uit. Later toe die grensbeampte het en toe nog afgetree. En hulle loop mekaar toe op 'n stadium raak en die grensbeampte sê toe nou vir die donkie begeleier, sê man, weet jy, ek werk nou nie meer. Maar ons kan nou lekker met mekaar gesels en ons het mekaar in elk geval altyd al elke dag raak geloop, ons weet wie mekaar is, ons ken mekaar. Maar ek sal tog nog graag vir jou wil vra. Ek weet jy het iets gesmokkel. En ek werk nou nie meer nie en jy werk ook nou nie meer. Wat was dit wat jy gesmokkel het? En toe sê hy vir die grensbeampte, donkies. En so is dit met die geestelike lewe ook. Ons verhouding met die Here. Dat dit wat voor 'n mens se oë is, dat 'n mens dit nie altyd raak sien. Wat is my en jou prentjie? Wat is die prentjie wat ons het? Of prentjies wat ons van God het? Nou as ons met die eie ek gepraat het ek nou lank met julle gepraat gisteraand, en ek behoort nou vanaand eintlik dubbel so lank te wees. As ons gisteraand tot 7:00 toe aangegaan het, dan behoort ons vanaand hier by 8:00 se kant klaar te maak, maar dit gaan nou nie gebeur nie. En hoekom ek nou sê dat hoekom ons eintlik dubbel so lank gepraat is, want 'n mens kan nie oor God klaar gepraat. Oor die eie ek kan ons klaar praat, want ons weet die eie ek, die mens, hy het 'n einde. Maar hoe praat 'n mens oor iets klaar wat nie 'n einde het nie? Hoe praat 'n mens oor iets klaar wat altyd weer nie voor 'n mens se lewe kom stilstaan?
So ek gaan juis nie lank wees vanaand nie en net 'n paar gedagtes met julle deel. En hoekom ons eintlik behoort, dink ek, lank met mekaar oor die omvormer, met mekaar oor die bron, oor God te kan praat is, want die meeste van ons, ek ken nou nie almal van julle se storie nie, maar ons het met hom groot geword. Ons ouers het vir ons vertel, en ons grootouers het vir ons vertel van wie is hierdie God? En daarom het ons baie stories wat ons met mekaar kan deel, en is dit eintlik jammer dat ons nie altyd geleentheid het om dit juist met mekaar te doen. Maar nou so eenvoudig is dit ook nie om sommer net te sê en te praat oor God wat sy eie manier en sy eie pad met ons beloof. Op 'n manier is dit eenvoudig, maar dit is ook regtig nie so eenvoudig nie. En wanneer 'n mens op hierdie terrein, en as ek dit dalk nog nie in soveel woorde die afgelope 2 aande gesê het nie, dan wil ek dit vanaand sê, is dat hierdie terrein waarop ons onsself vanaand bevind, is die terrein van om 'n dieper verhouding met God in ons lewe te ontdek en dit raak te loop. Ons weet dit, meeste van ons van kindsbeen af. Maar as ek op hierdie terrein beweeg van om 'n dieper verhouding met die Here raak te loop, dan kan dit so maklik gebeur dat ons by God verbyloop. Dat dit wat oënskynlik vir ons moet duidelik wees, is vir ons nie altyd so duidelik nie, en daarvoor het ons nie tyd nie dat daar baie redes is hoekom dit nie so is nie. Wanneer ons, ek bevind my altyd in hierdie dilemma van toe ons God raak geloop het, want dit is nooit ons wat God raakloop nie, maar dit is God wat dit moontlik gemaak het dat ons hom raakloop. Maar ek hoop julle tel hierdie spanning op waarin 'n mens jou lewe bevind van om God raak te loop. Want God is altyd daar. Maar toe ons God raak geloop het, die oomblik toe ons die Here raak geloop het kon ons dadelik hierdie oomblik wat ons met God raak, wat ons God raak geloop het, kon ons dit met mooi woorde beskryf. Maar die probleem is daardie aanvanklike raakloop wat ons met die Here gehad het en die woorde wat ons gebruik om dit te beskryf van, na alle waarskynlikheid hoe wonderlik dit was om die Here te ontmoet het, en hoe 'n mens se lewe omgekeer is en hoe jy op 'n nuwe pad geplaas is, dan kom steek die eie ek altyd weer en weer sy kop uit. Want die eie ek is nie gemaklik met waar God in beheer is. Die eie ek sal hom altyd weer en weer, soos wat ons vir mekaar nou al male sonder dit al gesê, probeer inwurm, sodat ons God nie op 'n nuwe en 'n vars manier in ons lewe sal raakloop nie. En iemand skryf om te sê, en op die manier, telkens wanneer die eie ek kon inwurm, dan vind daar eintlik 'n godsverduistering in 'n mens se lewe plaas, sodat ons eintlik nooit direk aangeraak word. En daarom is dit nodig dat ons
nuwe perspektiewe oor God sal hê, oor God sal raakloop, sodat ons kan sien dat die waarheid, in terme van die verhaal van die donkie, dat dit voor ons oë is. En ons dit nie altyd raak sien. Eenmaal per jaar, dan het die hoëpriester namens die volk by die tempel ingegaan, en dan het hy daar in die allerheiligste deel, daar diep in die tempel, agter daardie dik gordyn, in die donker, het hy God daar namens die volk gaan ontmoet. Daar waar die menslike oog nie kan sien nie, en waar die Here se teenwoordigheid oorweldigend was. En M.M. Walters, hy skryf oor die behoefte van die mens, nadat hy 'n hele lang stuk geskryf het, en gepraat het oor die intellektuele deel van die mens, dan kom sê hy, as hy oor God praat, dan sê hy, en na aanleiding van hierdie ontmoeting, wat die hoëpriester namens die volk gehad het, dan sê hy, maar iewers, eenmaal, is daar 'n terugkrimp kern toe, die donker afdaal in die put, sonder die gepoleerde blink spel van woorde. Om God te ontmoet, om in 'n verhouding met die Here te leef, om op reis te gaan met God. Hoop ek sal ek en jy vir so lank as wat ons lewe, en dis kan die graf is, altyd deur die genade van die Here die ontdekking maak, dat God, die omvormer, die pottebakker, dat hy altyd dieper, verder en hoër is as wat woorde en gedagtes ooit by sal kan uitkom. In Israel se lewe loop ons dit raak wanneer ons Eksodus 33 vers 20 lees, dat daar staan dat niemand het God nog ooit gesien. En as jy God gesien het, dan kan jy nie bly lewe nie. En vir Israel was dit op 'n manier baie swaar en 'n moeilike ding gewees, van al die mense, die volke wat rondom hulle geleef het, hulle het gode gehad. En hulle het gode gesien. En hulle kon voor die gode kon hulle gaan buig het. Maar Israel kon hulle God nie sien. En daar is 'n goeie rede daarvoor, en dit is naamlik dat Israel se godsdiens en Israel se God was anders gewees. Israel se God is 'n God wat groot is en wat nie binne menslike raamwerk en binne menslike boksies inpas nie. En dis hoekom hierdie reis wat God met my en met jou het, en wat sy innige begeerte en behoefte is, om dit met elke mens op hierdie aarde te hê, dit van hierdie reis so opwindend maak. Want omdat God, soos wat iemand geskryf het, die gans andere is, daar is nie iemand soos hy nie. Was ook nooit iemand soos hy van tevore nie. En daar sal ook nooit iemand soos hy wees nie. Wil 'n eie unieke, wonderlike pad met ons as sy kinders loop. En dis ons frustrasie. Baie keer met die God.
wat ons in die Bybel raakloop, is dat hy kan nie beheer word. Dis hoekom ons soveel stryd in ons lewe ervaar. Want die oomblik wanneer ons probeer om te verstaan, en daar is ons baie dinge wat al met ons gebeur het. Ek dink maar in 'n tyd terug toe dit maar donker was in my eie lewe, en ek my werk verloor het, was dit ook vir my 'n stryd gewees, iets wat ek nie verstaan het. En wanneer 'n mens probeer vorentoe kyk, dan raak dit eintlik net al hoe meer donker, want ons probeer om dinge in ons eie hande te kry. En as ons dit op 'n manier kan regkry, nie asof dit in ons eie vermoë is nie, ek wil dit weer eens maar koppel aan, as die genade van die Here vir ons groot genoeg is, dat ons dit regkry, dat ons dit sal raak sien, dat die reis wat God met ons het, en ons met hom, is 'n opwindende reis. Die God wat ons in Jeremia raakloop, is 'n God wat hier is. Mens kan die Bybel gaan lees en jy kan by geskiedenis bly. Maar as ek en jy hierdie belewing het van God wat by ons is, God wat met ons op pad is, dan sal ons in ons lewe ook raak sien dat dit 'n lewe is waarin God met 'n mens op pad is. God is nie leweloos, om dit dalk miskien so uit te druk, en bewegingloos in ons lewe aanwesig. Die grootste vrede wat ons in ons lewe, dink ek, moet kan ontdek, is om juis nie vir mense antwoorde vir hulle lewens te probeer uitwerk. My werk is dit 'n gedurende ding waarin ek ook eintlik maar probeer om te kyk of ek nie vir iemand sy lewe uitgewerk kan kry. Want ons hou nie daarvan om te sien wanneer iemand swaar kry met een of ander probleem in sy lewe. Eie aan ons mens wees, of meeste van ons, wil ons maar probeer om iemand te help. En te kyk of ons nie dan sy las kan ligter maak. Dit gebeur veral wanneer die dood ons lewenspad kruis. En wanneer ons dinge op begrafnisbriefies skryf om te sê God het sy mooiste blom gepluk, en dan het ek nou al gewonder, maar is ek nie 'n mooi blom nie, hoekom wil die Here my nie kom pluk nie? Alles dink ek net maniere hoe dat ons dalk soms net die verkeerde ding sê. Ons bedoel dit goed. Maar die gevaar is dat ons op 'n terrein wil begin beweeg waar ons in beheer wil wees. En daarom het ons hierdie gelees soos hy dit wou hê. En wanneer ons dan so aan God begin dink dat hy in beheer is, dat hy hier is, dat hy lewe, dat hy in ons lewe werksaam is,
en dat ons uit sy genade leef. Dit is dodelike gif vir die eie ek. As daar nou een ding is wat die eie ek doodmaak, of dalk miskien teen die muur uitfrustreer, dan is dit wanneer die mens tot die besef kan kom dat God se genade, wat Paulus ook oorskryf om te sê, dat God se genade is vir my genoeg. Die ou mens hou nie daarvan om te weet dat hy nie in beheer is. Die ou mens, die eie ek, wil maar soos wat ons mekaar gesê het, op allerlei maniere probeer om beheer te behou. En die een ding wat ons vir mekaar kan sê en wat ons tog hopelik ook sal onthou, is dat die genade is die maklikste van alles. Want wat is tog nou makliker om te hoor en meer vredevol om te hoor, dat sonder dat ek en jy dit verdien het, sonder dat ons enige iets gedoen het, het God ons in Jesus Christus kon vrymaak. Maar dis nie net die maklikste, dis ook die ingrypendste. En daarom kan ons daaruit gaan lewe, en daarom kan ons ook maar altyd die eie wil daaraan gaan herinner, dat sonder dat ons gevra het, sonder dat ons dit loop soek het die genade ons kom raakloop. En die deurlopende boodskap van die Bybel is naamlik hierdie een ding, en dit is dat daar 'n pleitroep vir mense en vir my en jou lewe is om aan hierdie grondbeginsel vas te hou. Die genade. Dat ons dit nie verdien. In die gereformeerde leer, vir sommige mense is dit 'n doodse woord. Ek gaan nou nie daaroor gedagtes deel nie, maar wie die gereformeerde leer reg verstaan, sal juis by hierdie grondbeginsel altyd uitkom, deur genade alleen. Sola gratia. Op grond van dit wat iemand in my plek kom doen het. En dis die deurlopende boodskap van die Bybel, wat daar vir ons lewe altyd moet wees, om dit te hoor, dit te aanvaar en daaruit te lewe. 'n stukkie huiswerk wat jy kan gaan doen vanaand of môreoggend, en dit is om Matteus 18 te gaan lees, vers 21 tot 35. Dis die storie, en ek en jy waar ons nou in Suid-Afrika lewe, die tydsdeel van Suid-Afrika, sal ons dit nou baie mooi verstaan. Hierdie storie gaan ook oor 'n amptenaar wat korrup was. En ons weet nou in die afgelope, wat sal seker omtrent van 2008 af, so dis omtrent nou 'n goeie 18 jaar, weet ons van al die korrupsie. Nou ja, was van tevore ook korrupsie, maar seker met die TV en selfone en al dies meer, kan die goed nou nie meer so maklik toegesmeer word. Maar dis nie asof korrupsie nou sy kop uitgesteek het nie. Korrupsie bestaan al die jare. Maar dink ons sal dit net beter verstaan as ons Matteus 18 vers 21 tot 35 gaan lees. Hier is 'n ou wat korrup was.
En toe is hy uitgevang. En toe word hy toe nou na die koning toe gebring. En toe het hy nou vir die koning gesê, hy is nou verskriklik jammer en dit sal nie vir hom moontlik wees om al hierdie baie geld te kan terugbetaal nie. Nou ja, vandag se tye, julle wat ouer as ek is, maar ek kan nog onthou, toe ek kind was, dat jy kon met 1 miljoen rand afgetree. Vandag kan jy dit nie meer doen nie, so ons kan nie meer regtig praat van 1 miljoen of 2 nie, ons moet nou eintlik van honderde miljoene praat wanneer dit by korrupsie kom. Ons sal ons nou verstaan as die korrupsie by daardie hospitaal met die polisie wat daarby betrokke is, dat daar gepraat word van 300 miljoen rand. Dis baie geld. En nou kan ons dink, as dit ek en jy is wat ergens uitgevang moet word en ons moet 300 miljoen rand terugbetaal, dat ons verwoed gaan beklei, of ons nie dalk miskien inderdaad uit die hof kan bly. Daar is ons 'n ou wat al jare lank sê, ek kom my dag in die hof hê. Maar hy doen alles om nie in die hof te kom. En nou kom hy en hy sê, ek is jammer, maar ek kan dit nie betaal. Die koning sien sy dilemma en hy spreek om dit vry. En al wat die storie wat Jesus vertel, wat dit eintlik maar net oor gaan, is die ontdekking wat 'n mens sal maak. Ons hulpeloosheid. En dat ons die God sal raakloop in ons lewe, altyd weer en weer verstom voor hom sal staan, dat hy bereid is om ons in ons hulpeloosheid te ontmoet. Maar as dit tog in ons lewe kan gebeur. Ek wonder of die wêreld of die lewe tog nie vir ons anders sal uitsien. As ons vir hom kan raakloop en regtig kan sien dat hy ons in ons hulpeloosheid wil raakloop nie. Dit is so jammer dat ons geloofsekerheid wil verskraal tot net om hemel toe te gaan. Dis al wat ons in ons lewe wil reg. Ek wil net weet dat ek eendag hemel toe gaan. Want as dit in elk geval waar is dat die hel 'n verskriklike plek moet wees, en dat ons onsself in elk geval nie kan indink hoe die hel moet wees nie, wie sal in die hel wil beland? Maar nou verskraal ons geloofsekerheid net tot as ek net eendag kan hemel toe gaan. Geloofsekerheid gaan oor baie meer as net om eendag hemel toe te gaan. Geloofsekerheid gaan eerder daaroor dat enige iets wat nou in my lewe bestaan, wat skeiding maak tussen my en God, dat dit weggeneem sal word. Dis geloofsekerheid. Dis die vreugde waaruit 'n mens kan lewe. Dis wat God begeer, wat ons in ons lewe, dis kan die graf moet hê, dat enige iets wat skeiding maak, en die eie ek wat hierdie skeiding wat daar is, aanhoudend in ons lewe na vore wil bring, dat dit uit die weg geruim sal word. Sodat daar 'n intieme verhouding met God kan plaasvind. Intiem. Dis mos iets wat intens is. Intiem is mos iets wat vir jou in en opsluit.
heeltemal dat jy daarin opgroei. Iets wat baie, baie kosbaar is. Dis seker hoekom ons aan die einde van 'n Sondag erediens vir mekaar met die seën van die Here wegstuur. Sodat hierdie intense verhouding wat ons met hom het, nie net iets is wat ons hier by 'n Sondag erediens beleef nie, maar ook vir elke dag wanneer ons leef. Na alle waarskynlikheid is dit ook hoekom ons aan die begin van die erediens die seën van die Here vir mekaar toesê. Dat in daardie oomblikke wat ons by mekaar is, dat ons sal beleef God is hier. Hy is ook reeds daar en vorentoe en môre. En dis wat geloof is. Geloof is dat ek sal weet, ek hoef nêrens heen te gaan. Ek hoef niks te gaan haal nie. Ek hoef op niks te wag nie. Want die alles bepalende is hier en nou reeds myne. Daarom moet 'n mens leer dat jou geluk moet in 'n ander rigting gesoek word. En ek wil klaar maak met die laaste gedagte, en dit is, dis meer as net 'n belofte. Hierdie van soos wat ons gelees het, soos hy dit wil hê, is meer as 'n belofte. Daar's 'n storie van 'n pa wat 'n enigste seun het en wat 'n hele klomp plase het. En die seun van hom het saam met sy pa begin boer. En daar was een van die plase wat die seun al hoe meer en meer selfverantwoordelikheid begin neem het en dat hy dit geniet het om op hierdie plaas te werk en dinge te doen, en dat hy later by 'n punt gekom het om vir homself te sê, ek sou dit nogal regtig vreeslik geniet het as hierdie plaas myne kon wees. Ek wonder of ek dalk vir my die vrymoedigheid moet neem en vir my pa moet vra, of hy nie dalk hierdie plaas vir my wil gee nie, of dalk moet ek eerder vir hom sê, ek is bereid om hierdie plaas by hom te koop, en dat ek tyd sal gebruik om hom af te betaal vir die plaas. En so het hy ook vir sy pa gevra. En sy pa sê toe vir hom, maar wag net 'n oomblik, en hy het daar na sy kamer toe gestap, en daar in die kluis het hy 'n klomp papiere uitgehaal, en hy teruggekom na sy seun toe en vir hom gesê, hier is die akte van die plaas. Dis lankal reeds op jou naam. Maar ek wag al baie lank dat jy eintlik vir my moet kom sê dat jy hierdie plaas wil hê. Nou sien ek dat jy gereed is om hierdie plaas te neem. Dit is die ontdekking, as ek die woord kan gebruik, wat ek en jy in ons lewe moet maak. Die akte vir dit wat die Here vir ons wil gee, het hy lankal reeds geskryf. Dis lankal reeds in ons naam. En die verhaal van die Bybel is dat ons dit maar net altyd weer en weer sal weet, dat die verhaal van die Bybel staan vas. God wat besig is
God wat wil vorm gee. God wat op pad wil wees. Die menslike natuur, die eie ek, wil teen hierdie grein in. Daarom moenie verbaas wees. Moenie verbaas wees as dit so in jou lewe na vore kom nie. Want ons hou daarvan om in beheer te wees. Ek sluit af. Maar God is die ewige vuur wat in my en in jou brand, totdat ek en jy self vuur word. Hy mag die Here vir my en vir jou seën. Vandag toe ek met die voorbereiding besig was, en ek op 'n stadium met die Here praat, en toe het hy maar net weer vir my kom sê, baie jare lank gelede was die vonk daar. En ek kon vandag ook maar net die begeerte en die behoefte ook maar net weer vir die Here kom sê, Here, laat daardie vonk ook maar net weer vuur word. Dis ook my gebed vir jou. Kom ons bid saam. Dankie Here, dat U meer is as wat ons ooit kan begryp. Dat U dieper is as wat ons ooit kan verstaan. Ons bid dat U ons ook maar net altyd weer, en ons weet U doen dit. Ons weet nie hoe om dit anders te sê nie, want U is getrou. Maar wat ons maar net weer wil vra, sien vir ons raad, as mense met 'n diep behoefte, mense wat die eie ek wil afsterf, wat ons so terughou. Ons steek die vuur weer in ons lewe aan. En as ons so na mekaar kyk vanaand, help vir ons Here dat ons vir mekaar sal raak sien daar waar die vuur dalk begin laag brand het. Wat die rede ook al daarvoor mag wees. Dat ons vir mekaar sal bid en ook die hand na mekaar sal uitreik. Maar ten diepste, Here, soos U dit wil. Amen. Kom ons sluit af met ons laaste lied.
Dankie Here dat ons so met hierdie woorde na ons huise en na ons lewens toe kan teruggaan. Soos U dit wil hê. Bewaar vir ons vannag, seën vir ons elkeen met 'n goeie nagrus. Wees met ons en ons mense. En ook wanneer ons môre werk toe gaan. En as dit U wil is, Here, maak dit ook vir ons moontlik om môre aand weer so saam in U naam by mekaar te kan wees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek het die klank, ons net voor gesê, die klank afgesit. En ek dink dit is ek wat so is.